Beskou die uitdrukking vir die ewewigskonstante van 'n hipotetiese reaksie. Watter vergelyking vir 'n reaksie by ewewig pas by die uitdrukking? Die korrekte antwoord is D. Kom ons begin by A en skryf die ewewigskonstante se vergelyking neer. Onthou, ons kyk na gasse, ons kyk na oplossings, ons kyk nie na vaste stowwe nie. So, dit gaan gelyk wees aan die konsentrasie van gas C, maal met die konsentrasie van D, maar nou baie belangrik, daar is 'n 2 as koëffisiënt vooraan, dit beteken, ons kwadreer die konsentrasie van D, en daai is my uitdrukking. Vir B, begin ons weer deur te kyk na ons toestande, oplossing, dis aanvaarbaar, nie vloeistof nie. So dit gaan wees die konsentrasie van C, vermenigvuldig met die konsentrasie van D, en weer eens, omdat daar 2 vooraan staan, kwadreer ons die konsentrasie van D. In hierdie geval gaan ons kyk na die oplossing en die 2 gasse, ons gaan nie B insluit nie, met ander woorde, die Kc-waarde, ons begin by die produkte, is die konsentrasie van C, maal met die konsentrasie van D2. Nou in hierdie geval, daai 2 dui net daarop dat dit 'n diatomiese element is, daar's geen koëffisiënt voor die D2 behalwe die normale 1 nie, so dis tot die mag 1, daar's geen eksponent wat ons hierso skryf nie, en ons deel dit deur die konsentrasie van A, maar nou het ons 'n 3 vooraan, so dis tot die mag 3. Wat ons dan bring by D, wat die korrekte antwoord is, ons kyk na oplossings, en alles is oplossings, ons gaan nie 'n B hê nie, want B is 'n vaste stof, ons begin met die konsentrasie van C, dis daar, die konsentrasie van D gekwadreer, want daar's 'n 2 vooraan, dis korrek, en dan die konsentrasie van A tot die 3de mag, so die korrekte antwoord is D.